Welkom by tree 19. In hierdie tree kyk ons na getemperde geloof. Daar's 8 hoofstukke in hierdie studie. Laai asseblief die boekie af by www.biblestudy.co.za en kry die boekie byderhand voordat ons verder gaan. Ons doen nie alles in die boekie nie, ons doen net 'n oorsig, maar ek moet jou nou al sê, hierdie is dalk 'n bietjie meer om die lyf. Ons gaan bietjie langer stil staan op elke hoofstuk, bietjie meer in detail gesels, maar wat jy moet verstaan voordat ons verder gaan is, elkeen van hierdie hoofstukke waarna ons gaan kyk, is 'n hele boek op sy eie. So, ek wil jou aanmoedig, ek aanvaar jy is 'n volwasse gelowige, jy is lief vir die Here, om verder studie te doen op elkeen van hierdie onderwerpe. So, doen eers die hoofstuk in die boek, voordat jy die video kyk. Ons gaan meer inligting doen, so miskien kan jy hier pause, gaan maak eers vir jou 'n koppie koffie, voordat jy elke hoofstuk begin, gaan sit rustig, kry jou notaboek reg en maak notas. In 1 Petrus 3 vers 15 lees ons, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. William Lane Craig het gesê, it's no longer enough to teach our children Bible stories. They need doctrine and apologetics. Nou, ek dink hy is reg. In hierdie studie gaan ons kyk na groot vrae, onder andere, waarom is jy 'n Christen? En nog 'n belangrike vraag, wie sê jou geloof is die regte geloof? Neem 'n paar minute en dink 'n bietjie oor hierdie twee vrae. Waarom is jy 'n Christen en wie sê jou geloof is reg? Ek hoor baie die argument dat mense sê, maar moet ons nie net soos 'n kind glo nie? Is dit nie genoeg nie? Moet ek nie net soos 'n kind glo nie? Maar die antwoord daarop is ja en nee. In Matteus 18 vers 3 lees ons dat Jesus self sê, dit verseker ek julle, as julle nie en verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel inkom nie. Maar as jy die 2 verse voorder lees, dan kry jy die konteks van wat Jesus besig was om te sê, en dan was hier die redenasie tussen die disippels oor wie die belangrikste in die koninkryk is. Vir hulle het dit gegaan oor wie's van hulle die belangrikste, wie gaan, ons weet mos nou Johannes en Jakobus se ma het gevra, wie gaan aan die linkerkant en die regterkant van Jesus sit? En Jesus sê, nee, julle moet word soos kindertjies. Hoekom soos kindertjies? Nie omdat hulle geloof klein is nie, maar omdat hulle nie belangrik was in daai kultuur nie. En net so moet ek en jy, ek moenie vir my belangrik wees nie. My status moenie vir my belangrik wees nie. Dit gaan nie oor my geloof en die grootte van my geloof en die eenvoud van my geloof nie. Dit gaan oor wie werklik belangrik is. So, dit was die nee. Die ja is, ja, natuurlik moet ek glo soos 'n kind. In Johannes 3 vers 3 praat Jesus met Nikodemus oor wedergeboorte. En niemand word 'n volwasse gebore nie, ons almal word as kinders gebore. Petrus sê in 1 Petrus 2 vers 2, soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk. So met ander woorde, as ek tot bekering kom en ek word 'n kind van die Here, natuurlik is ek 'n babatjie en moet ek glo soos 'n kind. So, ons moet soos 'n kind Jesus aanneem, maar ek moet ook groei. Soos kinders moet ek die geloof binne gaan, ons kan nie kinders bly nie, ons kan nie babatjies bly nie, ons moet groei. In jou boekie sal jy sien, daar's 5 verse in die inleiding. Lees die verse en maak die notas wat daar van jou gevra word. In Hebreërs 5 vers 12 tot 14 sê die Hebreërskrywer, hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet inbring. 'n Mens moet julle weer met melk voed en nie met vaste kos nie. Iemand wat nog van melk lewe, kan nie saampraat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy is nog 'n kind. En dan sê vers 14, vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. So is baie duidelik dat die Hebreërskrywer verwag van my en jou om geestelik groot te word. Ons kan nie meer 'n kindergeloof hê nie. Ek kan nie 'n baba geloof hê nie, want as ek met melk myself voed, gaan ek nie saam met die groot mense, die geestelike volwasse mense kan saampraat en kan onderskei tussen wat reg en verkeerd, goed en sleg is nie. So, alhoewel ons dan die geloof aanneem soos 'n kind of 'n baba, wanneer ek weergebore word, moet ek geestelik groei. Kan nie meer 'n kind bly nie, ek moet volwasse word. En deel van hierdie volwassenheid is apologetiek, om 'n antwoord of 'n rede te gee vir jou geloof. Dit vra 'n volwasse geloof. 1 Petrus 3 vers 15, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee vir elkeen wat van julle 'n verduideliking eis van die hoop wat in julle leef. Welkom by getemperde geloof. Vir die volgende 8 hoofstukke gaan ons tree vir tree dieper na apologetiek kyk. En ons gaan meer kyk na die onderwerp
van apologetics. So, in hierdie studie gaan ons antwoorde gee vir moeilike vrae soos, bestaan God werklik? Is die Christelike geloof werklik die enigste ware geloof? Wat maak ons met evolusie? Is Jesus werklik die enigste weg? Is die Bybel werklik die woord van God? En nog 'n paar meer. Maak seker dat jy die boekie aflaai voordat jy voortgaan. Maak seker dat jy die studie doen voordat jy die video kyk. En maak seker dat jy die belangstelling in hierdie onderwerpe bietjie meer stimuleer deur om verder te gaan lees. So, bestudeer die tekste in die boekie, bewerk jou notas en maak die beste van hierdie studie. Ek bid dat die Here vir jou sal seën, dat jy werklik 'n gegronde geloof sal hê en sterker in Jesus sal groei deur hierdie reeks.